Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die naam van ons Verlosser, Here, die naam van die konings van alle konings, die naam van die groot geneesheer, die naam van die een wat bereid was om sy lewe vir my en jou te gee, die naam van die een wat altyd daar is vir ons, altyd met ons is, altyd by ons is, wat ons oneindig baie lief het. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus van Nasaret. My naam is Pastoor Elsa Botha. Ek is vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. Vandag groet ek jou nie uit Witbank uit nie, maar ek groet jou hier uit die ou Kalahari uit, die pragtige Noord-Kaap, hier vanaf Katoo. Ek gaan vir jou sê hoekom ek hier is. My dogter het verlede week in Sondag 'n baba gehad en ek en pappa het deurgekom om hulle bietjie te kom bystaan en te kom help. So vandag bring ek my boodskap hier vir jou hier van Katoo af. Ek gaan nie sê van 'n warm Katoo af nie, want dis lekker onweer, dis koel hier vir vandag. Die baba was oorgeplaas Kimberley toe en ons was gister deur Kimberley toe en dit was lekker warm. Maar vandag hier is dit koel. En ek glo ook dit gaan seker later warm word. My program se naam kom luister na die hartklop van God en dis 'n lekker voorreg vandag vir my om nog te gesels oor Psalm 23 met julle. Kom ons sluit die oë. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus. Vader, die een wat ons weet het vir ons sondes gesterf, die een wat ons weet het ons so verskriklik lief, maar ook U wat ons so lief het. Vader, dankie daarvoor, dankie dat ons na U toe kan kom, dankie dat ons kan weet, U het ons baie lief. En Vader, dat ons kan weet, U is met ons. U stok en U staf vertroos ons. Soos Psalm 23 sê, Here, ons as mense is baie keer so vulnerable, so bang, en ons weet tog so goed dat vrees is nie van U af nie. Maar nogtans wil ons soms vrees. En Vader, vanoggend dink ek aan hierdie bokke wat so teen die kraan se hardloop, hierdie groot bokke, met hierdie groot lywe, met hierdie klein hoefies, wat partymal op die dunste lysies hardloop, maar nog steeds die moed het om hoër hoogtes te bereik en hoër te gaan. Miskien is dit vir 'n ou klein sappige bossie daar bo teen die kraanse, maar ons as mens is te bang om hoër hoogtes te gaan en te bereik vir ons koning, vir ons Here, vir ons geloof. Ons is te bang om verder te gaan en hoër te gaan en meer dinge te doen. Want ons is tog so bang, wat gaan die mense van ons dink, wat gaan die mense sê? En daarom bly ons partymal hier plat op die vlaktes waar ons maar woon, en ons eet maar die kossies wat hier is, want ons het nooit die moed om hoër te gaan nie, nooit die moed om te gaan ryk vir die steaks, die groot stukke vleis, dan bly ons maar op die melkies. Vader, ek bid dat elke persoon wat na hierdie boodskap luister, vandag sal hoor hoe U met hulle praat, dat U hierdie woord rema in hulle harte sal maak, en dat hulle sal besef, dit is U wat met hulle praat, in Jesus kosbare naam. Geliefdes, ek wil vir jou sê, moenie na my luister nie. Luister na God, wat deur my met jou praat. Amen en amen.
Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Ek behandel nog verder Psalm 23 met julle. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Nou geliefdes, waar ek vandag hier sit in die Kalahari. Die Kalahari lyk toe vir my heel anders as wat ek dit al my lewe voorgestel het. Dit lyk meer vir my na bosveld as sandvlaktes, maar my skoonseun sê dat as jy bietjie verder gaan raak dit. As jy meer na Namibië se kant toe gaan raak dit sandvlaktes en dan sien jy die woestyn en goed. Maar ek wil vir jou sê, hier die Noord-Kaap, die Kalahari, is vir my mooi groen. Dis lekker groen, hulle sê hulle het hierdie jaar baie reën gehad. En as jy nou vir jouself kan dink, hierdie gedeelte, hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Daar kan nie groen weivelde wees as daar nie water is nie. En hier het baie water geval. Jy weet, ek dink so daaraan. Hy sê, hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Dan dink ek so myself, hoe baie kere geliefdes, gaan ek en jy nie net waar ons wil gaan nie. Ons laat ons nie deur God lei nie. Ons loop die pad wat ons wil loop en ons besluit wat ons wil doen. En dan nou in hierdie proses, die pad wat ons kies om te loop, wat ons baie keer sal, soos ek al baie met julle oor gepraat het, sal regverdig en sê, maar die Here het gesê, gaan ons in ons stappepad, en dinge werk nie vir ons uit nie, en ons is nie gelukkig nie, en daai pad is vol dubbeltjies en dorings. So gepraat van dubbeltjies en dorings en dissels, dis baie dubbeltjies. Hierdie gras is mooi groen, maar moenie kaalvoet loop nie, want jy gaan eina kry. Maar nou weer terug na die boodskap. So kies ons om verkeerde paaie te loop. Ons sê ons laat die Here ons lei, maar ons doen nie regtig nie. Ons doen dit wat ons wil doen. En as dit nie uitwerk nie, dan is ons baie vinnig om die Here die skuld te gee. Maar hoekom het U my toegelaat? Hoekom laat U die dinge gebeur? Ongelukkig, as daar nie vars water is nie, gaan daar nie groen gras wees nie. Gaan ons dubbeltjies kry, gaan ons swaar kry, want ons is nie op die plek waar die Here ons wil hê nie. Vers 3, hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. Vers 3, hy verkoop my siel. Herinner my aan Jesaja 40 vers 31. Wie op die Here wag, kry nuwe krag. Kom ek lees gou vir julle. Jesaja 40 vers 31. En ek gaan hom vir julle lees uit ek kom nou net gou kry, uit die Bybel in praktyk.
Jesaja 40. Vers 31. Daar is hy. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Dit herinner my aan, hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Met ander woorde, hy wil hê dat ek geregtigheid moet doen. Maar ek as mens kies om verkeerde dinge te doen. En dan, as dinge nie uitwerk nie, wil ek huil en sê, maar Here, waar was U toe dit met my gebeur het? Waar was U toe ek hierdie fout gemaak het? Hoekom het U my nie gehelp nie? Hoekom het U my nie gestop nie? Hoekom het U my nie gekeer en vir my gesê, my liefie, jy is op die verkeerde pad nie? Ja, ons wil ons eie koppe volg. Vandag se boodskap moet eintlik lei, my eie kop sal my ook in die steek laat en doen baie om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Verlede week het ons, of 'n rukkie terug het ons daaroor gepraat van hoe die herder se stok en staf, hoe hy gewerk het. Hy het so basies voor so haak aangaan. En wanneer die skaap bietjie hand uitruk, dan het die herder hom gehaak met daai haak, of wanneer die skaap weghardloop of so aan. En die woord leer ons, U stok en U staf, die vertroos my. So, daai stok en daai staf is ook daar om ons in die regte rigting te druk of te hou, en om ons te haak wanneer ons bietjie uithaak en wil vorentoe gaan. Daarom is daai stok en daai staf daar om ons te vertroos en ons op die regte rigting te hou. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. Hoe baie, geliefdes, het ons al in situasies gekom waar ons sien dat God vir ons goed is. Dit gaan sleg in ons land. Dit gaan nie baie goed in ons land nie, maar die kinders van die Here, met ons gaan dit goed. Amen. Met ons gaan dit glad nie sleg nie. En geliefdes, dis wat so wonderlik is. God is die heeltyd besig om vir my en jou gereed te maak en plek te maak en reg te maak en mooi te maak en te sorg dat ons hierdie feesmaal kry wat ons verdien, omdat ons sy kinders is. Beskerm hy ons. Hy berei die tafel vir ons voor in die aangesig van ons teenstanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Nou wil ek vir jou sê, hierdie hoofvet met olie ding, toggie. Ek gaan nou praat oor 'n persoonlike ding, maar dit is eintlik so amazing, want die Here, verlede week sit ek en ek is besig om voor te berei vir my radio boodskap, en die Here laat my hierdie ding besef. Jy weet, ek het nou besluit, ek wil nie meer my hare kleur nie. Ek is moeg om my hare te kleur, want dit is
is nou net nie meer vir my nie. Dis onnodige geld uitgee en dit is elke maand dieselfde ou ding. En ek besluit, en ek het dit voorheen ook al gedoen, en ek besluit nie, ek doen dit weer. Maar nou moet ek vir julle sê, nou dat ek nie meer my hare kleur nie, nou gee my hare sy natuurlike olie, wat God daar gesit het, omdat hy geweet het, my hare het hierdie olie nodig af. So waar ek dan sou elke tweede of derde dag my hare was, nou moet ek elke dag hare was. En ek kla daaroor en ek kla daaroor. En ek sê vir my man, ag, ek wil net vir my 'n shampoo soek wat werk vir die olierigheid. En geliefdes, die Here roep my terug en sê, ek maak jou hoof vet met olie. Jou beker loop oor. En ek besef, wat ek nooit besef het nie, en ek sê, Here, ek is jammer, ek sal nooit ooit weer kla op die anointing oil op my hoof, wat U daar sit nie. Dankie daarvoor, Here, en mag ek geseënd wees met hierdie anointing, wat U op my hoof geplaas het. En die Sondagoggend net voor dit, het ek nog my hare reggemaak, en ek het dit die Vrydagmiddag gewas, so, dis skoon en alles, en so wrint die waardes, dis so olierig. Maar ek dink, ek sien dit erger, maar in elk geval, ek blaas toe nou my haartjies, en ek sit haarspruitjie op, en dis nou nie baie happy nie. En toe ek by die kerk kom, het die een na die ander dame vir my kom sê, jou hare lyk so mooi, jou hare blink so mooi, jy het dit so mooi gedoen, en ek dink so in myself, ag dankie Here. En toe ek daarna hierdie boodskap kry, toe besef ek ook net, ons as mense is nooit tevrede nie. Ons is nooit tevrede met dit wat ons het nie. Is dit nie waar nie, geliefdes? Okay, kom ons gaan aan. So, my beker loop oor. Wie van ons kan nie sê dat ons bekers oorloop nie? My beker loop verseker oor. Bedoelende met die gedeelte is dat ek het meer as wat ek nodig het. In alle opsigte van my lewe het ek meer as wat ek nodig het. En ek dink daar's baie min mense wat daar buite is, wat eerlik kan sê, hulle bekers loop oor. Ons as mense is geneig om nog te soek en nog te wil hê. Besef jy, geliefde, as jy gaan kyk na dit wat jy besit, dat jou beker oorloop, dat jy meer, ver meer as genoeg het. En is jy dankbaar daarvoor? Sê jy vir Vader, dankie dat my beker oorloop. En ek praat nie net van aardse goed nie. Ek praat nie net van dinge nie. Ek praat van liefde, emosies, mense om jou. Ek praat van verhoudings. Ek praat van omgee mense. Ek praat van moskombergies. Ek praat van mense wat jou liefhet. Dinge wat daagliks met jou gebeur, gebeurtenisse, plekke wat jy sien. Geliefdes, ons moet begin dankbaar wees. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Nou sien jy nou, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Hierdie gedeelte wat ek vir jou lees ek uit die 33:53 vertaling. En ek sal in die huis van die Here bly, tot in lente van dae. Sal jy in die huis van die Here bly, tot in lente van dae, geliefdes? Ek wil ook vir jou voorlees, Psalm 23, vanuit die
vanuit die Bybel in praktyk en 'n bietjie oorbreek wat hulle hier sê. OK, hier gaan ons. So Psalm 23 in die Bybel in praktyk, die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, ek sal nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Nou gaan ek hom gou-gou vir julle 'n bietjie lees wat sê die Bybel in praktyk. Die herder speel. Die digter het waarskynlik hier uit sy eie ervarings geput, toe hy die Here as 'n herder beskryf het, want hy het as seun skape opgepas. 1 Samuel 16 vers 10 tot 11. Skape is heeltemal afhanklik van hulle herder en hy moet hulle versorg, lei en beskerm. Jesus word in die Nuwe Testament die goeie herder genoem. Johannes 10 vers 11. As ook die groot herder in Hebreërs 13 vers 20 en 21. En die opperherder in 1 Petrus 5 vers 4. Ons is sy skape. Dit beteken nie dat ons dom, bang en passiewe diere is nie, maar dat ons aan hom gehoorsaam is en verstandig genoeg is om die een wat ons op die regte pad lei te volg. Die klem val nie in hierdie Psalm op die dierlike eienskappe van skape nie, maar op disippelskap van die wat die Here volg. As jy die goeie herder sien, volg hom. Vers 2 en 3. Ons leer ware tevredenheid ken as ons God die herder toelaat om ons te lei. As ons egter die sonde bo sy leiding kies ons eie pad om ons eie pad te loop, en dan kan ons nie die herder blameer vir die samelewing waarin ons leef nie. Ons herder weet wat die weivelde en water is wat ons kan versterk, en ons sal daar uitkom as ons gehoorsaam agter hom aanloop. As ons teen sy leiding opstandig raak, doen ons eie saak vir die toekoms skade aan. Ons moet hierdie dinge onthou as ons weer ons eie koppe wil volg en nie die leiding van die herder nie. Die dood is soos 'n donker skaduwee oor ons almal, wat ons is hulpeloos daarteen. Ons kan tog nie teen baie ander vyande soos pyn, lyding, siekte en beserings veg, maar ons kan nie met die dood veg nie. Die dood spreek die laaste woord. Daar is net een wat ons deur hierdie doodsvallei kan bring en ons veilig aan die ander kant besorg. Die God van die lewe, ons herder. Ons weet nie wanneer ons gaan sterf nie. Daarom moet ons die herder met vertroue volg tot in ewigheid. Die beeld van die gasheer, vers 5 en 6. Dit was in daardie tyd in Midde-Ooste lande gebruik vir 'n gasheer om sy gaste tot elke prys te beskerm. God bied ons daardie soort beskerming, selfs al word ons deur vyande omring. Ons sien in die slot van hierdie Psalm dat die gelowiges by God sal woon. Hy, die volmaakte herder en gasheer, beloof om ons deur die lewe te beskerm en te lei om ons vir ewig in sy huis in te bring. Geliefdes, dit dan my boodskap vir vandag. Ek wil vir jou sê, vertrou op jou herder.
Kom nader aan jou herder. Word daai skapie wat die hele tyd in die skaduwee van jou herder is. Moenie toelaat dat mense en dinge, gebeurtenisse, goeders, geld en allerlei van hierdie afleidings tussen jou en jou herder kom nie. Moenie toelaat dat die wêreld se wreedheid jou mismoedig en bang maak. Moenie verkeerde paadjies nie. Moenie daar wees waar God nie wil hê jy moet wees nie. Wees waar jy wil hê. Wees waar jy veilig is in sy omgewing. Daar waar die groen weivelde is. Daar waar jy weet dat God heers, dat God in beheer is, dat God jou beskermengel is. Kom ons start nie die Here nie. Kom ons betwyfel nie die Here nie. Kom ons vra nie. Kom ons wees net dankbaar dat ons hierdie wonderlike herder het wat vir ons goed is, wat vir ons omgee en wat altyd daar vir ons is. Kom ons maak nie die fout om weg te gaan van ons herder af nie. Kom ons gaan loop nie ons eie paadjies en volg ons eie koppe nie. Ek lees weer Psalm 23 uit die 33-53 vertaling. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Geliefdes, kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir hierdie mooi boodskap. Vader, dankie dat ons kan hoor hoe U met ons praat. Here, ek glo en ek vertrou dat hierdie boodskap inklank sal vind by elke liewe mens wat na hom luister, wat hom hoor vandag, dat hulle harte oop sal gaan, dat hulle sal besef, ons is 'n wonderlike herder, wat baie mooi na ons kyk, en hy wil vir ons net die beste hê. Al wat hy vra, is dat ons sal wandel in hierdie spore van geregtigheid, dat ons hom sal volg, dat ons U sal volg, my God, dat U vir ons die belangrikste sal word, dat ons nie meer sal bekommerd wees oor enige iets anders as ons verhouding met U nie, Vader. Ek dank U daarvoor, Vader, in die wonderlike naam van Koning Jesus. Amen en amen. Ek is dan nou pastoor Elsa Botha van AGS Oasis Gemeente in Witbank. Julle is baie welkom om die kerkkantoor te skakel of myself by 066 273 0584. Jy kan vir my 'n boodskapie stuur. Jy is so welkom om met my te gesels op WhatsApp. In die naam van Jesus. Shalom.